So ek wil graag open en dan kan ons begin. Vader, dankie vir die voorreg. Ons nou ons hart op uitsing vir die Vader. Abba, mag ons on fire wees. Abba, hierdie fees gaan oor hierdie loofhitte fees, Abba. En Vader, mag ons hierdie vuur van die roeg voor U bring, Abba. Mag ons hierdie vuur wat in ons brand, Abba, mag dit vir U hierdie joyful wees, Abba. Mag ons hierdie fire wees wat nie gequench kan word nie, Abba, wat nie stil gemaak kan word nie, Abba. Dat ons bly brand vir U, soos daai menorah gebrand het, Abba, soos daai lig bly brand het, mag dit skyn, mag dit brand vir U hierdie naweek, Abba, nie vir onsself nie, Abba, maar mag U al die glorie kry. Dankie Yeshua dat U vir ons 'n weg kom maak het sodat ons kan vry wees en sodat ons sonder jukke nou kan kom en ons kan hier kom sit in die huis. Ons eer U daarvoor. Dankie Ruach dat U hier so is vanaand en ek bid dat U die trooster sal wees en dat U ons sal kom leer. En Abba, ek bid vanaand vir die gawes, Abba. Die gawes, Vader, van U Ruach, Abba, wat nodig is, Vader, vir elkeen wat U die roeping het voor. Dat die Ruach sal beweeg tussen elke persoon hier vanaand en sal gee. As dit U wil is, die geskenke. Dankie daarvoor, Vader. Ek bid nou dat U sal spreek, Abba, soos U met Samuel gespreek het in die tabernakel en soos ons vandag die tempel. En daarvoor bid ek, Vader, as ons die stem duidelik sal hoor, soos wat Samuel, toe hy in die tabernakel was, die stem gehoor het. En mag ons antwoord, spreek jy die dienstnagte luister. Dankie, Vader, ons bid alles in die seën Yeshua se naam. Amen. En as julle so, ek gaan vanaand praat oor die eerste dag. Dit het aangebreek en ek getikkie so jippie. Ek is super excited vir hierdie fees. Dit is net so lekker. Want so dis die laaste fees van Vader Jahwe vir hierdie jaar. Dis so amazing. Dit is die 7de fees op die 7de maand. En moet 'n fees wees van 7 dae lank. Wat is Abba se Christelike nommer? 7. Dit is hy sit alles saam in hierdie een fees. En dan saam met dit kom gee nog 'n ekstra dag. So hierdie amazing 7's en die ekstra dag. Heeltyd in Openbaring, die oralste, 7 oë van Abba, die 7 geeste wat op Yeshua Christus, die 7 name van Ruach HaKodesh, die 7 bulls, die 7 trompette, sy raf, alles is die 7's. En dan kom gee hy 8. En ons gaan praat daaroor Saterdag oor die 8 van dis die dag wanneer hulle besny het. Dis dag wanneer die kindertjies besny is. Eerste dag se gebore, wanneer gebore is, 8ste dag se besny. En daar's ietsie daarin, maar prof Abba ons te lei daar. So op die 7de nuwe maand. Dis die 7, as die 7de maand is die 7de nuwe maand. Ag, volmaand. Basies is so gegaan. 7 nuwe maand, 7de volmaand basies. En ook die maand wanneer die Torah porsies klaar maak en dat hulle weer begin na dit met Bereshit, met begin. Bereshit is die eerste gedeelte in Genesis. So 7 is die volmaakte getal en dui ook die Shabbat aan van 'n dag van die heilige sette apart rus in die ewige teken tussen ons en Jahwe. Dis al die 7 mekaar. Nou die Hebreë betekenis vir 7 is kompleet en volheid. En hierdie fees is hierdie fees van Abba nie 'n fees van kompleet volheid nie. Dis alles is een. Dit is daai 7, dit is daai ons het die hele jaar onthou die 7 feeste gedoen deur die hele jaar. Dit is elke fees gedoen. En alles kom bymekaar nou. En dis wat so amazing is. Dit is soos 'n wedstryd wat jy speel of 'n wedloop wat jy hardloop en jy begin en jy hardloop en dan stop kyk daarna en dan gaan jy weer en jy oefen en jy gaan en kom op die einde hier sit dan. En dit is wat so amazing is van hierdie fees van Sukkot. So om te verstaan oor die fees, moet ons lees oor die fees. Dis wat Yeshua gedoen het, toe hy in die sinagoge sê, hulle praat oor my, hulle het altyd dit hulle gelees, en dit is belangrik om woord op te lees. So kom ons lees die hele Levitikus 23, vers 34, wat praat oor die fees. En ek gaan dit weer lees Vrydag aand en Saterdag, heeltyd gaan ons praat oor hierdie gedeelte. So ons spreek met die kinders van Israel, nie die Jode nie. En sê op die 15de dag, van hierdie 7de maand, is dit 7 dae lank die hittefees vir die Here. Vers 35. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vuurdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Geen beroepswerk. Dit is nou môre.
geen beroepswerk mag doen. Dit is 'n heilige vierdag, dit is soos Moses se 4 dae. 7 dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring. En dankie seën vir hierdie laaste liedjie van daai Soul on Fire. 7 dae lank mag hierdie huis so souls on fire wees. Dis belangrik. En op die 8ste dag moet daar vir hulle 'n heilige vierdag wees. En julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Hoor gou. Dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. Dit is die feestdae van die Here wat julle moet uitroep as heilige vierdae. Om aan die Here 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en spysoffer, 'n slagoffer en drankoffer soos vir elke dag voorgeskryf. En ek gaan nou dan hierdie stukkie want Numeri praat van hierdie hoe presies verduidelik hierdie hoe presies hoeveel beeste en hoeveel skaap lammers en hoe wat presies moet geslag word. Vers 38 behalwe die Sabbattyd van die Here en behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Maar op die 15de dag van die 7de maand as julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier. En op die eerste dag is 'n rusdag en op die 8ste dag is dit 'n rusdag. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van suurlike bome. Ons kom my vroutjie so hierdie suurlemoene want dit is 'n suurvrug. Die suurvrugte met palmtakke en ek is opgewaar palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers en 7 dae lank voor die aangesig van die Here vrolik wees. Dis belangrik. Al het jy nou jou suurvruggies, vrolik wees. Okay? So ja, al het jy suurdruiwe, al het jy die baggage van suurdruiwe, en as ek 'n mooi naam, maar as jy suur is, hier word duidelik gesê ons moet vrolik wees. Okay, dis baie belangrik. Almal wil hê ons moet vrolik wees, dit moet 'n ligfees wees. En vers 41, en julle moet dit as 'n fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dis 'n ewige insetting vir geslagte tot Yeshua kom, dan kan julle dit los. Nee. Dit staan in dit is vir geslagte tot geslagte tot geslagte. Okay, en die 7, kyk of julle wakker is. En in die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hitte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hitte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here, julle God. So het Moses dan die feestdae van die Here aan die kinders van Israel bekend gemaak. Ek vinnig deel. Ek bou alles rarig, ons probeer rarig. Ek my hele lewe lang bou ek net goeders en ek kry die helfte klaar gemaak. Maar een van my graag my hart begeertes is om 'n karavaan eendag te bou, 'n waantjie. Hy's al klaar beplan, ek sal vakansie met hom, maar hy's nog nie gebou nie. Maar ek wil graag eendag sy naam, wil ek die naam, as ek nou 'n naam moet gee op my wat gestiker het op my karavaantjie staan, dan ek skryf Suka. Dis 'n Suka, want 'n karavaantjie of 'n tentjie is 'n Suka. Dit is so mooi. Ek jou Suka saam met jou. Ja. So wat uitstaan in die gedeelte is die 15de dag. Okay, die 15de dag wat nou vanaand aangebreek het met son onder, en dit val op die volmaan. En dit is wanneer die maan die mooiste is. My dogter het nou vir my gesê, "Pappa, kyk hoe mooi is die maan." Dis regtig waar, hy's regtig mooi vir my. En dis wat Abba wil hê, die mooi, die volheid, hy wil hierdie volheid gee. So wanneer die maan op sy punt is om weer af te gaan, hy's op sy punt, dis hierdie klimaks van hierdie mooi, en dan gaan hy weer dood. Dan gaan die maan, die son draai, en dan eventually, dan is dit weer 'n nuwe maan wat dit donker is, tot die volgende nuwe maan. Right? So is dit net snaaks dat alles vol en volmaak moet wees, en aan die einde van hierdie fees volmaak, mooi, vol. So Abba het gesê, dit moet 'n nuwe maan wees, want dit 'n donker maan is. Maar hy kom gee vir ons hierdie mooi maan. Is dit nie dalk soos Openbaring beskryf vir die nuwe hemel, ook 'n afdruk, wat die nuwe hemel gaan lyk eendag nie? Dis 'n afdruk van die tabernakel en tempel gaan lyk nie. Want as ons gaan kyk, dit is die 8de dag. Die 8de dag is 'n groot deel daarvan verteenwoordig hierdie koninkryk wat ons gaan ingaan. Dit is die nuwe dag.
dis die nuwe dag. Maar Abba beskryf hom as die volk. Dat daar geen maan of sterre gaan wees daar nie. Want Yeshua gaan daar wees en hy is die lig. Hy is die woord waarop gaan skyn. Openbaring 21 vers 23 sê, en die stad het nie die son of die maan nie nodig om hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lam. Die lam is sy lam. So op hierdie stadium, totdat die lam van God, van Yahweh en die koninkryk, wanneer ons daar gaan ingaan en hy gaan alweer, is klaar, die lig het klaar alwees. Tot dan, het Abba vir ons hierdie volmaan. Het Abba vir ons hierdie volheid, het hy vir ons hierdie mooi. Kan jy dit dink, as hierdie fees, as hierdie hele fees nou so mooi is, met die maan en die lig en alles, hoe mooi gaan die wees, as hy dan die maan wegvat, en sy seun gaan afwees nie, en sy seun gaan skyn. Dis iets om na uit te sien. So miskien wil Abba op hierdie feesdag hê, dat die lig moet skyn, want sy seun gaan daar ook wees in die hemel. Wat die 8ste dag beteken, 'n fees van lig en jubel. So dan daar word gepraat oor die 7 dae se feesvier, en die 1ste en die 8ste dag as Sabbate. Dit is nogal snaaks, hoekom dink julle Abba het gesê 8 dae feesvier, maar wel 7 dae en 'n 8ste dag. Hy het gesê nie 8 dae se feesvier nie, 7 dae se feesvier en 'n 8ste dag. Dis nou as 'n pappa wat iets nie vir ons wegsteek. Dis is 'n wag net. Vier fees, geniet julle maan, geniet die lig, geniet op aarde, want eendag gaan julle doen iets weet. Dis groter wat vir ons wag as 'n fees. Saam met Yeshua, wat die Yeshua sê is dat ons gaan weer saam met hom die beker drink. En tafels. Hoekom dink bietjie daaroor? En gaan net te veel praat oor 8ste dag nie. So dan sê Abba, op die 1ste dag moet julle vir julle vrugte neem van suurlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en 7 dae lank voor die aangesig van die Here, julle God vrolik wees. So as jy gaan oplees oor in Israel, kom al hierdie vrugte wat hier gesê word, wat beskryf word, kom wel in Israel voor. Al die vrugte. Reg oor Israel kom by mekaar. Vader sal nie sê, jy gaan haal vir julle vrugte, en dan is daar die vrugte en daai vrugte in Israel nie. So hy sê, gaan haal die vrugte. En dan gaan afspreek, nou sê ek, en sal terugpraat oor. Maar hoekom sal Abba nou sê, Vader Jahwe sê, gaan haal suurvrugte? Nou het ek gesê, gaan haal perskes of granate of nice, lekker goed. Hoekom wil hy ons met hierdie suurvrugte gaan doen? So suurlemoene, suurlemoene is 'n suurvrug. Dis hoe hierdie, ons hou daarvan om suurlemoene te toon te stel, so met die soekol. Dis verskillend. Verskillend, daar's verskillende suurvrugte. Alright. Nou almal weet dat dit geestelik, want Abba sê ons gaan haal nie die bome. Okay, nou geestelik beteken 'n boom 'n mens. Okay? Jeremia 5 vers 14 praat daarvan. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare, omdat julle hierdie woord spreek, kyk, ek maak my woorde in jou mond 'n vuur en hierdie volk hout. En dit sal hulle verteer. Maar so hout verteenwoordig mens. Die volk Israel, wat het? Jeremia, tong van vuur. En ja, dit sal hulle verteer. As gevolg van hulle, wat het hulle, Abba het geskei en alles, dit is net, die hele Jeremia is oor Israel, wat geskei word. Dis nie prent van Yeshua wat die stam is, en ons die lote nie. Johannes 5 vers 1, ek is die ware wynstok en die Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra vir homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerk soos die loot en verdroog. En hulle maak by mekaar en gooi dit in die vuur en dit word verbrand. Dus die boom is 'n prent van die mens wat in Yeshua is.
Die vrugte van die Heilige Gees wat ons dra. Ons ken daai storie, baie keer gepraat oor die boom met die vrugte en die slegte vrugte wat afgekap gaan word en gebrand word. Vader wil hê op hierdie fees moet jy daai boom bring, daai mooi boom wat klaar deur die afkappingsproses is, klaar mooi is, klaar ingeënt is in die wingerdstok. In Yeshua sê, ja, wat sê Jesaja 49, Genesis 49, die profesie oor Juda, kyk hoe mooi is dit. Hy is die wingerdstok. Hy is die donkie wat vasgemaak is in 'n wingerdstok wat sy kleed was in druiwebloed. Dis nie 'n mooi prentjie nie. Dit moet perfek wees, daai boom moet perfek wees, daai wat kom, right? Maar is iets oor die suur. 'n Suur kan wees, wat beteken suur? As jy dink pluk, as hy nog suur is, dan beteken hy is nog onryp. Hy is nog nie reg. Of as jy iets te gou pluk, of as jy iets te lank staan, word dit suur. Dis nie wat Abba geestelik bedoel is om te sê, bring nie die suurvrugte op. Moet jy mooi mens, bring nie die suurvrugte op. Nie die slegte vrugte nie. Bring daai suurvrugte op. Maar die slegte vrugte moet ook klaar afgekap wees in my tyd. So, sê Abba nie daarso is, want as jy kyk in die wêreld en die lewe vandag, is daar soet en suur. Verteenwoordig dit nie die lewe nie. Suurtye en soettye. Lekker tye en slegte moeilike tye. En Abba wil hê jy moet alles na hom toe bring. Vanaand, hierdie hele week. En jy moet dit vier en vrolik wees. Bring die suur saam, so kyk. Mooi takke, vrugte, maar ook die suur in die lewe. Byvoorbeeld, daar was 'n woestyntyd gewees. En toe 'n boelei om beloof te land. Abba wil hê jy moet alles voor hom kom waai van. Al die tye, as jy van jou eerste dag af tot jou 8ste dag, wat gaan kom? Ons weet nie wanneer is ons 8ste dag. Maar van die dag wat jy jou hart besny het, van die dag wat jy jou hart oopgemaak het vir Vader, van daai dag af, jou hele journey, wat jy tot vandag toe het, saam met jou Skepper, daai, Here, die stem, die eerste dag, en die 8ste dag, daai volkome sewe, dit moet jy vir Abba bring. Jou mooi, jou sleg, jou suur, jou lekker, jou goeie tye, bring dit vir hom, want daar wag vir jou 'n belofte. Daar wag 'n belofte. Daar wag vir jou. Jy moet bly wees in daai tye. Prediker 7 vers 14 sê, wees goedsmoeds op die dag van voorspoed, en op die dag van onheil bedink dan. Ook hierdie dag het God gemaak. Net soos daarom dat die mens na sy dood niks meer sal ontdek. Jy moet goedsmoes sê, daar is onheil. Bedink daar. Bedink die suurheid. Ons het verby soos verby. So, om terugkom na die fees, as jy Numeri 29 vers 12 lees, dis al steek ek nou gesê, beskryf Abba hierdie wat hulle daai tyd moes gedoen het op die fees. Elke dag. Dit was daar 'n spesifieke manier wat Abba gesê het, julle moet soveel bring. Dit moet dit bring. Dit is, ek wou dit neergesit het vanaand, maar dit is lang en is baie verskillende offers. Maar baie amazing, die eerste dag en die 8ste dag is selfs hoeveelheid. Maar tussenin is daar klomp, 'n aantal bulle. So Moses beskryf, Abba sê vir Moses, doen dit die volgende 7 dae, doen dit. Alright? En ons weet almal, dit is die offers is klaar betaal, ons hoef nie elkeen nou 'n bees, dat dit 13 beeste te bring nie. As jy dit wil, is jy baie welkom. Ons sal plek maak vir dit hierso. Maar ja, dit is net die beeste, hulle daai ding moes hulle doen, die soort taak om betaal. Hy het die offers weggevat. Daai offers, die betaling van die offers. Alright? Maar ons doen net fees van Sukkot in herdenking. In herdenking, want en joy en verwagting en hou vas in die belofte en ons doen dit actually in geloof. Want dis wat gaan gebeur eendag en dis so mooi is. Okay? So ons hoef nie fisies meer die bulle te bring nie. Yeshua het ons volgemaak. Maar ons kan wel geestelike offers bring. Die vuur wat in jou brand kan jy nog steeds bring vir Vader. Ek nog steeds daai dankie sê, Abba, hierso is dit.
2 Timoteus 1 vers 6 sê, en ek gaan dit in Engels lees, want in Afrikaans kon ek net nie dit reg kry. That is why I remind you to fan into flame the gracious gift of God. Die Afrikaans het so mooi gesê. Dit is die geestelike vuur wat ons vir Abba moet bring in die tydperk. Ons moet dit fan the flame. Jaag die vuur aan hierdie 7 dae. Fan, daai van, sit 'n groot fan, 'n groot baie in Afrika, al my vuur. Jy dalk sien as jy 'n vuur net dan lyk maar klein. Ek probeer dit wil as jy harder of iets om sit dan gaan hy. Dis dit. Abba wil ons moet daai vuur aanbrand vir hom. Dis geestelik. Right? Dit is ons bring vir Jahwe. So kom ons kyk na die offers. Daar is 'n skadu. Die offers is alles 'n skadu. Die hele alles wat in die woord hierdie in die Ou Testament staan is die skadu's vir wat gaan gebeur. Maar hoekom sal Abba nou sê in Numeri 29 want al die bulle. Want daar's 'n aantal bulle wat gebring moet word elke dag van die fees vir 'n offer vir Vader Jahwe. Baie bulle. En ek ken dit in baie vleisie, daai klomp bulle. Nou gaan tel jy saam die behalwe die 8ste dag al daai bulle, hoeveelheid bulle wat gebring moet word oor daai tydperk vir die fees. 70 bulle. Dis baie bulle. 70 bulle wat gebring moet word. Nou hoekom 70 bulle op 7 dae op die 7de maand? Okay. 70, as jy die nommer 70 vat, 70 maal 7, daai totale vergifnis, daai dis nou klaar, ons jonkieboer het nou gebeur, dis nou klaar, jy het nou 'n toon moet gekry, jy leef nog, die hoofpriester leef nog, ons hoofpriester leef nog, hy ons is 'n toon, want ons hoofpriester lewe, hy is nie dood nie, ons is 70 maal 7 klaar vergewe, kom hou nou net 4 net asseblief, geniet dit nou net. Dis wat eendag in die koninkryk gewees, ons gaan dit geniet. Dit gaan klaar wees, die ou gaan verby wees. Die 70 maal 7. Nou hoekom 'n bul? Hoekom 70 bulle? Die bul, wat is die teken van bul? En ek het love it om so my seun te sê, my bul. My bul. En ek het nog sê, kies maar 'n bul is ook 'n afkort. Dat 'n goue kalf gemaak. Maar weet jy wat? Ek noem my seun 'n bul wanneer hy sterk is en hy is my seun. Daar's altyd 'n slegte gedeelte op. Die vyand sal altyd iets kop en altyd iets beter sleg maak. En die vyand probeer sê, "Hoekom wil jou seun sê bul?" Maar hy's 'n bul. Want gaan kyk jy, is die eerste woord in die eerste letter in die alfabet is 'n bul. Is 'n teken van 'n bul. Die Paleo-Hebreë is 'n teken van 'n bul. Die alef is die prentjie van die bul. Die Paleo-Hebreë. En die taf is 'n prentjie van die kruis. Dis nie so mooi, die sterkte van die begin van die woord, jy jou hele pad begin met wees sterk. Sodra jy hierdie woord gaan optel, wees sterk soos 'n bul. Want dit eindig dan met 'n taf. Die einde is die prentjie van Yeshua, die kruis. Die begin, die bul. Is die begin van iets, is dit dalk na wat die 7 dae gebeur, die 8ste dag is die 8ste dag die prentjie van dit. Nou die 70 verwys, hoor gekom, as jy 70 vat, verwys na die nasies van die wêreld. Genesis 10, as jy Genesis 10 gaan lees, en dit tel presies op, so 70 nasies. En eindig in vers 32 sê dit, vers 23 sê, 32, joh, draai nie om. Genesis 10 vers 32 sê, dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming in hulle nasies, en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. 70 nasies. Ander woorde, 70 nasies. Ook word daar gepraat in Exodus van die 70 elders wat saam met Moses opgegaan het by die berg Sinai en saam met Jahwe te gaan eet. Wat 'n prent is van covenant kry. Dis die dag toe die huwelikskontrak gegee is. Die covenant wat die bruid gemaak is, daai dag 70 betrokke. Covenant van Noag,
70 betrokke. Dis hierdie 70's. Okay? Ook Israel, wat 70 jare gevangenis was, van Babylon. Nuwe begin, tempel is gebou. Nuwe dag. Vergeet nie van die verlede, strak uit na die Here. Vergeet van Egipte, hier sê die nuwe covenant, nuwe begin vir jou. Na 70 kan ons sê begin, nuwe begin. Maar wat sê nou 70 dae, dit is nie, hoekom? Want ek kan nie verstaan, ek moet sê, maar hierdie dag 13 bulle, hierdie dag 11 bulle, hierdie dag 10 bulle. So beteken die offers van 70 bulle, en al die takke, die bome, en suurvrugte nie dalk, vergeet, dat Jahwe ons almal roep vir die heilige fees. Hy roep al die nasies. Hy roep al die nasies. Hy roep almal. Die 70 nasies wat oor die uithoeke van die wêreld versprei is. Die een wat sterk is. Die een wat gered is van afgoderry. Die een wat ryk is. Die een wat geen slegte vrugte meer het nie. Om te kom en hierdie fees te vier. Want hy het vir ons hierdie beloofde land, hierdie ewige woning vir ons voorberei. En het vir ons moontlik gemaak deur sy seun Yeshua dat ons kan enter. Die Holy of Holies kan enter. Die dag van joy en rus. 'n dag van vrede, 'n dag wanneer ons as die bruid ons ewige woning gaan ingaan. Ons mansion wat Yeshua vir ons gaan voorberei. Daar gaan nie eens meer 'n traan wees nie. Die ewige rus om Jahwe waar die leeu en die lam gaan saam wees. Nou wat is die betekenis van hierdie fees? Dis 'n fees om kinders van Jahwe te herinner aan die 40 jaar in die wildernis. Dis wat die woord sê, as jy verder lees. Sukkot is ook die betekenis van die tydperk in die woestyn. Dis hoekom hulle hierdie huitjies moet bou, ter herdenking van wat gebeur het toe hulle uit Egipte uitgekom het, dat in die tydelike woningkies in die woestyn was. En waar Jahwe hulle beskerm het, totdat hulle in die beloofde land gegaan het. Julle geweet, en dan glo almal weet al, dat self die skoene in die deur geloop het in die 40 jaar. Deuteronomium 29 vers 5 sê, en ek het julle 40 jaar lang in die woestyn getrek. Julle klere het aan julle nie verslyt nie, ewenmin jou skoen aan jou voet. Die klere of die skoene het nie eens uitgegaan. In die 40 jaar in die woestyn, tot by die land van melk en honing. En dis wat Joshua sê, kies wie jy wil dien. Ons staan geestelike prentjie van hierdie einde van hierdie sewende fees. En dit gaan eendag, gaan dit die fees, die 8ste dag wees die dag, as ons ingaan. En soos Joshua gesê, choose whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Moet jy vanaand kies. Moet jy ook 'n keuse maak. Want die ding is, jy kom op 'n punt, dis daai punt waar alles stop. Met Joshua. Alles stop. Al daai tydperk in die woestyn stop. Daar's 'n belofte vir jou. Daar's iets wat vir jou wag. Hier's daar gaan oorlog wees. Maar jy staan daarso. Jy het 'n keuse, gaan jy nog in die woestyn bly of gaan jy deurgaan in jou belofte? En baie keer hou ons verlede ons vas. Baie keer hou die suurgoed ons vas. Baie keer hou die dinge ons vas agter. En ons bly in die woestyn, want daar was tog nog steeds gesorg geweest. Daar was nog steeds kwartels, daar was nog steeds manna. Die voete het, die skoene het nie verweer nie, die klere het nie verweer nie. Dis dieselfde keuse wat hulle gehad het toe hulle by Egipte was, waar Vader staan en sê, ek roep julle, ek wag vir julle. Ek wag vir julle, kies. Ek gaan nou daarvan kom. Jordaan het oopgemaak, hoor gemooi is dit. Hy het oopgemaak, en hulle is deur. Maar hy het net oopgemaak toe die verbondsark die water raak. Toe covenant die water raak, toe maak hy oop. Wat het hy weggemaak? Covenant. Wat maak die weg oop vir jou vandag, Boeta en Sissa, om in die koninkryk in te gaan? Covenant. Openbaring 22 sê, net die wat my gebooie doen sal reg hê tot die koninkryk eendag.
tot die stad en die boom van ewige lewe. Dis ons belofte. Die Jordaan was die snypunt gewees, waar jy moes kies. So jy het 'n keuse of jy wil covenant gaan, en of jy in die woestyn wil bly, of jy dalk nog wil in Egipte bly, want dan is jy nog verder af. En dan gaan nou daarvan praat, want waar is jou eienaarskap? Vir wie het jy jou titelakte gegee? Net soos die Jordaan gesplit het, is die wyl vir jou gesplit, Boetans is deur die bloed van Yeshua, deur covenant, deur sy atonement, deur covenant, die bloed covenant, hy sê, ek is die bloed covenant, en ek het dit geskeer. Jy hoef nie meer fisiese verbondsark te dra nie, ek het dit klaar vir jou gedoen. Dis hoekom die tempel, dan, al die goeders gestop het, nadat Yeshua gekruisig is. Alles het anders te gedra, ek het gepraat laasweek van die skarlake nappie, wat bly rooi bly, in plaas van wit verander het, die deur wat bly oop bly, in plaas van toe, die Western Light wat opgehou brand het, alles het gestop. Alles. Kan jy sien hoe die hele Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot saam in een pas. Dis amazing hierdie tyd, dis so op mekaar is. Die nuwe verbond. Yeshua het die deur opgemaak, die 8ste dag wat jy gaan ingaan, net soos in Joshua hulle ingegaan het. En dan gaan daar nie meer geveg wees, die prys afgeraf. As alles in die skadu's ding wat gekom het, daar's oral te gaan hierdie spies wees, hierdie gaan Hetesiete en Amor, wat al daai ek kan nie my naam onthou nie, van al daai Jebusiete en Hetesiete, wat ek nie, maar dan van daai mense, nou ek kan nie opnoem nie, maar hulle het gewag daar so in die beloofde land, maar hierso gaan nie meer wees nie, ons gaan vry wees, en prys almal daarvoor. Hierdie Sukkah, hierdie tabernakel, hierdie tempel, hierdie 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie, dat julle die liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Hierdie tempel gaan ingaan. Ons as mens gaan eendag saam Jahweh in ons permanente woonplek bly. Ek het al gesê, maar ek moet net weer sê, daai Engelse gesegde, we are all, ons het nou gesing, dankie Boeta. We are all homeless, making our way back home. Dis die opsomming van die hele Sukkot. We are all homeless. Ons is gesorg. Maar sorg vir ons, hierdie tydperk van jou eerste dag af, wat jy jou hart gegee het vir Vader Jahweh, tot nou toe. Maar sorg vir jou. Hy is God met ons, soos hy God met hulle was daai tyd in die woestyn. Hy het gedwel saam met hulle deur 'n wolk en 'n vuurkolom. Vandag is die vuurkolom in ons, Sukkah. En daar is 'n wolk oor ons. Hierdie presence van Abba, sy heiligheid wat ons beskerm, hierdie hedge. Tot die dag wat ons gaan ingaan, wat jy sê, Sukkah is net klaar, dankie. Nou dat ek my match wat vir my wag. Abba het vir hulle gesorg. Hoekom sal nie vir jou ook sorg in die kans is? Yeshua gaan ons kom haal voor die oordeel van Jahweh. Dis 'n belofte voor Vader se raf, die Engels is baie mooi. Voor die raf gaan ons kom haal. Voordat die 7 trompette gaan val op hierdie wêreld, gaan hy ons kom haal. Ons uit 'n belofte. Hy gaan ons kom haal. En dus 1 Tessalonisense 1 vers 10 sê, en sy seun uit die hemelde te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, Yeshua, wat ons van die toekomstige toren verlos. Die toren, die raf. Hy verlos ons, hy gaan ons verlos van die raf. Nie van die tribulation nie, van die raf. Ek gaan daar stop. Anders dan ons, ja, dan raak dit moeilik. Okay, so, voor die 7 trompette, Abba het een ding gedoen, en hulle weggeneem van die lekkerte van Egipte. Die vleispotte, die wyn en sterk drank wat hulle in Egipte gehad het. Die lekker. Ons baie keer word uitgebreid van die vleispotte van Egipte. Abba het hulle weggeneem. Vader Jahweh het heeltyd
met die plaag vir hulle gesê, ek wag vir julle in die woestyn. Farao los hulle, Moses sê, los hulle, want Vader sê, hy wag vir hulle in die woestyn. Dat hulle my kan kom, worship. My kan kom dien. Al wat gewag is. Alright? Om hulle tot hom te kom aanbid. Hulle moes kies of hulle dit gaan los. Hulle moes kies, die volk Israel en die strijders het saamgekom, moes kies, en ek het met Shaul over gepraat van dit, van gaan jy jou titelakte van Abba gee? Of gaan jy titelakte nog steeds by Farao lê, wat hy jou besit? Of gaan jy besit oorgee aan Farao? Jy moes kies. Gaan jy in Egipte bly by die vleispotte, of gaan jy titelakte oorgee? Net soos ons vandag moet kies. Jou eerste dag wat jy moet kies. Gaan jy titelakte sê, Abba Isa. Isa. Hulle het gekies. En het gebeur as 'n woestyn. Ons het gebeur die dag toe ons gekies het, dit gaan nie net heeltyd wat staan ons kan loos wees nie. Hulle moes let go. Deuteronomium 29 vers 6 sê, brood het julle nie geëet en wyn en sterk drank nie gedrink nie, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Net so vat Vader partykeer die vleispotte weg by ons, dat ons kan weet, hy is God. Hy doen dit op hy lief is partykeer vir ons. So dat ons kan weg, vergeet van hom. Hy herinner ons vir wie en wat hy is. Nou weet hulle elke jaar as tradisie, is nou nuwe enetjie. Ja, herinner ons. So wat gebeur het ook met die fees? Hulle het elke jaar, dis 'n tradisie weer, dis geskiedenis, maar dis amazing geskiedenis, wat hulle gedoen het. Dat elke jaar as 'n tradisie, het hulle water op die bronsaltaar gegooi. Okay? Op die laaste van die fees. En as 'n offer om dankie te sê, van al die jaar se weer wat hulle gekry het. Okay? So dit water, amazing, wow, prys Abba, dankie Abba vir die weer, en alles in die jaar. Prys Abba, Abba is niet so. Hulle het dankie gesê. Water op die bronsaltaar gegooi, en daar's 'n stukkie, ek gaan saterdag gepraat van hoe hulle die bloed op en saamgeloop het en dit gelyktydig die grond getref het. Dat hulle die water gegooi het om dankie te sê vir die reën. Alright. En dan het hulle ook hierdie lig, vir die reën en ook vir die voorsiening wat hulle gegee het in die jaar. Dis op die einde nou van hierdie hele jaar, van die hele seisoen. Nou op die dag van Sukkot, dis het gebeur het, voordat hulle die water gaan gooi op die bronsaltaar, nou die tempel was ook daar gewees. En die hoofpriester afgeloop na die tempel, van die tempelmount afgeloop, en na die bad van Shalom toe. Ek kan nie dit raak, Shalom, die bad van Shalom, in Jerusalem. Ek het bevoorreg om daar te sien, like daai, dis 'n bad daar so. Right, dat die mense het gewas daar, het gemiet word daar so. Right? Dan het hy die hoofpriester 'n goue kruik gevat en dit vol water gemaak, right? En dan het hy in die bad gemiek word, uitgewas, en dan het hy weer voordat hy opgeloop het met die trap na die tempel toe, moes hy gewas het, okay? Dan het hy ook vir hulle, nadat hy gewas het hulle hom 'n wit kleed aangetrek. Right? Hierdie wat die reinheid verteenwoordig, hierdie mooi skoon, hierdie righteousness of die regverdigheid wat hy homself mee bekleed het, okay? En dan die res van die mense om gevolg op tot bo, tot weer by waar die tempel was, waar die bronsaltaar was. Dan het hulle palmtakke geswaai en gesing op pad na die tempel toe. Alright. So, ek gaan sonder verder praat oor dit. Maar is nie wat met ons gaan gebeur voor die troue as die bruid nie. Die mikwa en die wit kleed wat ons moet aantrek, die was met die waterbad van die woord elke dag.
die wit kleed van die Openbaring 19 vers 8 wat sê van hierdie reinheid wat ons onsself moet bekleed, die wit klere wat ons moet aantrek. Hoor gou hierso. Openbaring 9 vers 8. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blind fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Soos daai wit is die mooi righteousness, die pureness, okay? Wat ons homself moet bekleed. Selfs soos die hoofpriester, daai prentjie van hom, wat homself bekleed. Onthou ons is nou op daai punt van daai fees waar ons onsself moet was en onsself moet bekleed met hierdie reinheid, hierdie wit. Hierdie wit. Dis is nou op pad om as die vrou in te stap. Dis op pad vir jou troue. Dit is hoe mooi dit is. Want hy beskryf Openbaring 19 as die vrou. Dan is die troue klaar gebeur. Na die dag. So dis dieselfde plek waar daai tyd waar die hoofpriester homself gemikwa het en die goue kruik gevat het met water en waar hy hom gewas het en klere aangetrek het, waar Yeshua die blinde man genees het. Was daar by die pad van Shalom. En ook waar Johannes 7 vers 37 sê dat Yeshua ook die fees gedoen het. Die wat wonder of Yeshua ook die feeste gedoen het, hy was met Sukkot by die tempel gewees. Want hoekom? Vader sê so. Hulle moes optrek. 3 van die feeste moes hulle optrek na die tempel toe. Hy was daar gewees, net soos hy vir Pesach opgegaan het na die tempel toe. Toe neem hom gevangene. Hy moes gegaan het. Maar hoor gou hierso. Die hoofpriester is besig om homself te was en hy kry met water en hulle is op pad en almal sing en palmtakke wat waai en hulle is op pad terug na hierdie mooi gebeurtenis om Abba te gaan dankie sê vir die reën en die voorsiening by die tempel oor die bronsaltaar waar gegooi en hier staan Yeshua en sê op daai sal hy sê op, dit is nou Johannes 7 vers 37. Hy sê en op die laaste dag groot dag van die fees. Dis op die 8ste dag. Op die 8ste dag staan Yeshua, het Yeshua gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het, vers 39, hy gesê, van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie. Dis voor die uitstorting. Dit was gewees voordat hy gekruisig is, opgestaan het en 50 dae nadat die Heilige Gees uitgestort het. So, Heilige Gees is nog nie uitgestort gewees nie. Right, rook was nog nie uitgestort nie. Yeshua sê dit. Hy sê het klaar. Vers 39. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hy is nog nie opgelig nie. Hy is nog nie verheerlik gewees nie. Okay. So net daar het Yeshua al klaar die offers begin vervul. Hy het Sukkot vervul. Hy daai oomblik sê dan, ek is die lewende water. Ek is dit. Kom na my toe. Julle wat die emmers ken, kom na my toe. Ek is die lewende water. So die twee tradisies wat hulle gedoen het was, hoor gemooi wat nog gebeur het. Elke persoon wat die fees bygewoon het, so die een was die watergees wat hulle geskep het, okay? En dan hy praat van Ruach wat gaan kom, né? Dit is nog 'n prentjie van wat gaan kom. So een was die water, die lewende water wat hy gaan gee nadat hy verheerlik is. Alright, so dit gaan gebeur, kom na my toe so lank, want ek gaan dit nou binnekort doen, maar daar's ook 'n trooster wat gaan kom, hoor gegee die prentjie van die lig. So elke persoon wat die fees bygewoon het, het 'n lig gebring, wat hulle aan die einde van die fees aan die brand gesteek het. Right? Dan volgens geskiedenis het die mense die lig is van ver af kon hulle dit sien, hoe die mense daai hele pad loop, palmtakke swaai en sing tot by die tempel. Dis hy lig gewees. Dan by die tempel het hulle 'n groot paal gevat, right, met 4 bakke olie daarop vasgemaak. En die oulinne gevat en dit aan die brand gesteek. Hulle reken ek hoor dis ook 'n geskiedenis wat sê hulle die priesters se klere gevat en in 4 plekke geskeur en dan daarso basies het hulle die lappe ingedruk in olie en dan het hulle so in die brand gesteek. Die ou linne van die hoofpriester, die ou linne, alright.
Die man, die wat hulle nou basies, nou hy het gegaan en hy het gaan was en hy het nuwe linne aangetrek. Dit was 'n new beginning vir hom gewees. Alright? Selfe prentjie van Yom Kippur. Presies dieselfde van Yeshua wat ingegaan het. Hy is die hoofpriester nou. Alright? Maar die ou hoofpriester is 'n nuwe begin van die hoofpriester vir die water gegooi, daai klere gevat en geskeer en dan het dit op daai hoë paal met die 4 bakke olie gesit. Okay. En dan die man se vrou het dan gejuig as daai lig gebrand het, soos die groot lig wat verheerlik was. En dit was vir Jakob was gewees om vir Vader Jahwe te dankie te sê vir die lig, vir die jaar, die son wat geskyn het. Alraai. Dankie te sê, nie net dan bid nie, om dankie te sê, want in daai tyd was ons het almal son nodig. Alraai. Om ons groentes en alles te laat groei en lig te gee. So dit was 'n prentjie van lig gewees, het die Vader dankie gesê vir die reën en dankie vir die son wat geskyn oor hulle. Die son skyn oor hulle. Okay. So net soos Yeshua die lig van die wêreld en het hulle hom gemis by die bad van Shalom. Daar's 'n diepe betekenis van die groot lamp staande. Wat is die betekenis van dit met die vuur, met die linne wat daar so is? So onthou julle met Yeshua se kruisiging, wat met Yeshua gebeur? Hy het hom opgelig op 'n paal. En hoe hulle sy klere verskeer het en op al die hoeke uitgestuur het. Johannes 19 vers 23 sê, en toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak hoeveel dele? 4 dele. Vir elke soldaat 'n deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in 1 stuk gegee. Daar kom bevestig hulle klaar weer die hoofpriester. Die hoofpriester. Dis presies dieselfde wat hulle gedoen het, wat Yeshua sê, maar ek is die water, ek is nie water, ek is die lig. Ek is die lig wat skyn. Daar doen dit. Hulle skep die water en hulle gaan deel die hoofpriester se klere in 4 vir die lig. Hy is die lamp, hy is die lig. Kan julle die skadies dit sien, presies op die fees, hoe dit so voorword? Vers 20 sê, en hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daarop werk. Wie sê, dit sal wees, so die skrif vervul sal word, hulle het my klere onder mekaar verdeel, die oor my gewaad het hulle die lot gewerk, dit het soldate dan gedoen. Dit was alles 'n teken van Yeshua se lig. Yeshua is die lig van die wêreld. En raai, dis die lig wat hulle met Sukkot laat brand het, sy naam was ook die lig van die wêreld. Daai lig wat hulle laat brand het, daai paal met die vuur, sy naam was die lig van die wêreld. Presies, alles is, kyk soos Pesach, presies op die hier kom Sukkot, die gebeurtenis Sukkot, presies, alles is net presies dieselfde. Alles. Dit het alles lig gemaak by die tempel, so dit was 'n groot lig gewees. En net soos vroeër gesê dat van Yeshua die lig in die nuwe hemel wees. En die Sukkah weer, en ons Sukkah wees vir altyd. Die lig vir ons Sukkah. Prentjie van die 8de dag, op die 8de dag die lig, die water, hy, die lig in die nuwe hemel, die menorah, die lig, hy is die lig, die prent van die 4 potte, kan jy dit sien? En net so kan ons vandag maklik Yeshua se lig mis. Ons selfs so besig gehou met tradisies. En die belangrikste mis, soos hulle daai tyd met Pesach, wat hulle soveel lammetjies geoffer het en hulle mis die Messias op die Olyfberg. Net soos hulle so besig is met hierdie Sukkot fees en hulle mis die Messias wat langs die water staan en sê ek is die lig en ek is die water. Johannes 8 vers 12 sê Jesus het weer met hulle gespreek en gesê ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duister wandel nie, maar die lig van die lewe hê. Dit volg presies op ek is die water, ek is die lig. Hy sê dit vir hulle daarso, voordat hy gekruisig word, voordat hy gegaan het, sê hy klaar, ek is die lig, ek is die hoofpriester, ek is die water. So Boeta, is dit so? Deuteronomium 16 vers 16 sê, 3 maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn in die plek wat hy sal uitkies. Dit gaan oor die feeste. Op die fees van die ongesuurde brode moet hulle optrek tempel toe.
Op die fees van weke en op die hittefees. En hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Elkeen volgens die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën van die Here jou God wat vir jou gegee het. So ek wil vir jou los vanaand, daar is 'n prentjie. Wat is jou offer? Waarvoor is jy dankbaar? Wat bring jy vir Abba voor hierdie hittefees? Van vanaand af, wat bring jy voor Abba? Wat is jou geestelike offer? Is dit vuur? Of is dit dalk suur? Wat bring jy vir Abba? Hulle het dankie gesê en ook dankie gesê vir die dinge wat gebeur volgende jaar. En dit is baie belangrik. Hulle het dankie gesê vir die reën en dankie gesê vir die volgende jaar se reën. Hulle het geloof gehad. Hulle het vir Vader dankie gesê wat kom. So, ek gaan Saterdag dan aangaan met hierdie wat hulle vermoedelik vir Vader gebaai het en hoe die vervulling presies gekom het oor die bloed wat hulle saam gelyktydig in die water oor die bronsaltaar gegooi het. Maar ek wil laat met hierdie paar dae, ons gaan nou môre lekker rus, ek keer Abba vanmôre. En dan is dit tot voorbereiding vir die naweek en dan gaan ons die 8de dag, vir die 8de dag, alles gaan opteen op die 8de dag. Maar gebruik hierdie paar dae en jy gaan eerstens kry hierdie suur uit jou lewe uit jou eerste. Dit is belangrik. Vanhaal hierdie suur uit. Vra vir Vader of daar nog enige suur is. Okay? Hy sê, bring vir my hierdie suur. Bring vir my dit. En dan gaan vra hy vir Vader hierdie week, wat kan ek vir u gee? Wat kan ek vir u bring? Wat kan ek voor u om neer lê? Want waaroor Boetas is as jy dankbaar? Waar sê jy dankie? Want ons kom op daai punt van dankie. En waarvoor kom sê jy in geloof dankie vir die volgende jaar? Vra vir Roag om dit te wys. Wat wil jy doen volgende jaar? As dit Vader se wil is, dit ons nog 'n jaar. Wat wil jy, wat wil jy in geloof Vader kom dankie sê vir? Wat is jou ideaal? Wat wil jy waai vir Abba? Wat gaan jy vir Abba waai volgende jaar? Want so, Yeshua is die water en hy is die ding. En die prentjie van Roag, ek gaan nou Saterdag praat oor die gedeelte van Roag, oor die lig en oor die wat hulle geswaai, die takke wat hulle geswaai het en oor die asem, die wind wat hulle gewaai het oor takke. So mooi prentjie. Waar al dit alles op mekaar kom. Die hele vervulling van Sukkot is ons 8de dag. Ons 8de dag gaan kom en dan kan nie nog nie. So ek gaan nie te veel verder praat nie, die borsbreekies is reg. My vrou sê ons gaan nie te lang praat nie, ons moet fees vier. Ons gaan nie baie praat nie, ons moet fees op vier. Dit is belangrik, Abba sê ons moet vier. Dis kos is reg miskien. Okay, so kom ons sluit af en dan spreek die seën uit en bid vir Abba se siel die kos en dan kan ons vanaand geniet. Ons almagtige Vader, dankie Vader vir hierdie wonderlike ligfees, Abba, wat ons kan geniet saam. Vader, ek bid vanaand, Abba, dat U sal kom en deur U Ruach, dat U ons harte sal deurgrond, Vader, dat U ons harte sal deursoek, Abba. En Vader, as daar so ietsie suur nog is, Vader, dat U ons dit sal wys en dat ons sal regmaak voor U, Vader. Dankie, Yeshua, dat U klaar die prys betaal het, sodat ons nie meer hierdie jukke hoef te hê nie. Sodat ons nie hierdie swaar goed meer hoef te dra nie, maar dat ons alles vanaand voor U voete kan kom neerlê. En U sê Nikmar, dit is klaar. Yeshua, dankie dat U betaal het, dankie dat U wel geskeer het en dat die deur oopgemaak is vir ons om eendag hier te kom. Dankie dat U ons vriend mag doen. Ons is so lief vir Yeshua. U is ons hoofpriester, maar U is ook ons man. U is ons man en ons is die bruid. En ons kan nie wag vir die dag wanneer ons die troue gaan instap en in hierdie wit reinheid wat U ons mee bekleed.
wat U vir ons gee om mee bekleed te word en regverdigheid. Dat ons dit saam met dit kan dra die dag as hierdie bruid met hierdie teken van hierdie settepartners. Hierdie teken wat U vir ons gegee het, dat ons vir nou aantrek vanaand van hierdie Shabbat, volgens Eksodus 31, waar hy sê dat my bruid, hierdie is die ring wat jy gaan dra. Is hierdie Shabbat. En dankie dat ons hierdie Shabbat vanaand kan aantrek, hierdie ring kan aantrek en hierdie reinheid en regverdigheid. Vader, ons eer U daarvoor. Dankie Yeshua dat U die lig is vir ons. Dankie dat U skyn, U is die lig van die wêreld. U is die menorah, U is die lam, maar U is ook die lam van God, van Jahwe. En U gaan vir ons skyn eendag. Vader, mag ons hierdie week drink in daai beker uit. Mag ons drink van daai lewende water, daai stromende lewende water, wat uit die seun Yeshua uitloop. Soos die water die buitekant loop. Dankie vir die lewende water. Dankie Vader dat U vir ons 'n weg gemaak het en dat U ons geroep het. Dat U die volk Israel en die vreemdeling geroep het in die woestyn. En dankie dat U saam met hulle was en U saam met hulle was in die beloofde land wat U gegee het van melk en honing. Dankie Vader dat daar eendag vir ons melk en honing wag in die beloofde land. In die nuwe huis wat U vir ons gemaak het. Dat ons gaan deel hê van hierdie boom van lewe. Maar daai mooi vrugte wat by waterstrome, die woord sê, dit gaan geplant wees by die waterstrome. Dankie daarvoor, Abba, ons kan nie wag nie. Vader, ek bid vanaand, Abba, dat U ons sal seën die dag van môre en die week wat voorlê, dat U saam met ons sal wees, Abba. En dankie dat U altyd saam met ons is. Ons prys U naam daarvoor. Vader, ek bid dat U die voedsel sal seën vanaand. Dankie vir voedsel, dankie vir brood, dankie vir vleis, broodjies. Dankie vir elke dag se voorsiening wat U vir ons doen, Abba. En vanaand wil ons kom en ons wil in geloof kom dankie sê vir die volgende jaar se voorsiening. Dankie Vader, ons U kan vra en geloof, wie kan dankie sê. En U sê is bid, smeek. Bid en smeek en wees dankbaar. Ons is dankbaar, Abba. En ons kom sê en geloof dankie vir volgende jaar. Dankie Vader. Abba, ons eer U en dankie vir die seën wat U vir ons het. Moet ons sis ontvang nou hierdie seën wat Vader Jahwe vir jou het. Sy seun Yeshua Messiah het vir jou hierdie weg kom maak. Hy het jou kom deel kom maak van die belofte wat gegee is vir Abraham, Isak en Jakob. Dankie daarvoor Yeshua. Dankie vir die weg wat U kom maak het na Vader se hart. Moet ons sis ontvang hierdie seën wat Abba vir jou het. Ja, Vrega Adonai Vishmaricha. Ja, Adonai Panavlecha Vichuneka. Yesa Adonai Panavlecha Viasemlecha Shalom. Moet ons sê, Abba sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. En hy sê, hy sal vir jou Shalom vrede gee. Ontvang nou hierdie vrede wat Abba vir jou het. En gaan geniet hierdie fees. Los die suurdruiwe agter. Los die ou dinge, die suur agter en vat die soet saam en kom gee dit vir Abba. Vat die mooi saam en kom gee vir Abba en kom sê vir hom dankie. Want hulle het die mooi gevat en kom dankie sê. Sê vir Abba dankie. Vergeet van die verlede en strek jou uit na die Here. In Yeshua Messiah se naam vra ons dit alles vanaand, Abba, in die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen. Amen.